Goeiemôre. Hoe gaan dit met julle? Het gaan goed. God is goed. Ek kan altyd op hom vertrou. En ons is dankbaar vir sy woord en die vryheid wat ons het om sy woord oop te maak en te ontvang. En jy moet vanoggend ontvang met 'n blymoedige hart. En jy moet sorg dat die grond van jou hart grond sal wees waarin die saad van die woord kan indring en wortels skiet en vrug oplewer. En moenie toelaat dat die dorings van hierdie wêreld, die verleidelikheid van die rykdom en die sorge van armoede, die woord kom verstik nie. God se woord is belangriker as die uitdagings, is belangriker as die bekommernisse, want sy woord oorwin alles. Amen. Sy woord is die tweesnydende swaard wat ons kom leer en kom lei om in 'n lewe van geregtigheid te lewe, want dan kan ons onderskei tussen die vlees en die gees. En God roep ons, soveel keer in Paulus se briewe wat hy ons roep om te sê, wandel deur die gees. Want die vleesmens kan jy nie op staat maak nie. Wie van julle het al agtergekom, jy kan nie staat maak op die vleesmens nie. Die vleesmens is 'n ou wat, weet ons almal leef met hom. Weet ons het 'n geesmens, ons is wedergebore in die geestesdimensie, ons is wedergebore kinders van God, maar ons moenie wandel deur die vlees nie, maar ons moet sorg dat ons wandel in die gees, gedrewe, gelei deur die gees van God, sodat ons in die weë van God kan wandel, sodat ons die goeie resultate van God se wil kan beleef in ons lewe. Amen. Want ons goeie resultate in die wil van God. Wel, dankie vir daai amen. Ons goeie resultate in die wil van God. Die vraag is, ken ons God se hart, ken ons God se gedagtes, ken ons God se manier van doen en werk? Weet ons hoe hy funksioneer? Weet ons hoe sy gedagtes werk? En ek het vanoggend net die woord getitel, wanneer God sy gedagtes verander. Wanneer God sy gedagtes verander. Nou, Hebreërs 11 vers 6 is 'n fenominale skrifgedeelte wat praat van geloof, en eintlik vat hy die hele Hebreërs 11 wat hy verduidelik van al die geloofshelde, hoe die manne en vroue van deur die Bybel in die Ou Testament geloofshelde was, en selfs in die Nuwe Testament, hulle was geloofshelde want hulle het God vertrou. En hy eintlik is die middelpunt van Hebreërs 11 die 6de vers, wat nie fisies die middelpunt is nie, maar alles draai om die 6de vers. Hy sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want nou, vers 1 sê, wat is geloof? Dis vertroue, dis 'n vaste vertroue. Geloof is nie iets wat alreeds bestaan nie, maar is iets wat kan bestaan, maar jy weet dit kan bestaan oor een rede, want jy die vertroue dat God in staat is om dit te doen. Dis wat geloof sê. Ek vertrou op God. God is by magte om dit te doen, daar's vir hom niks beperk nie, want hy is El Shaddai. Sê gou saam met my, El Shaddai. Dis 'n naam wat jy moet verklaar in jou gebedslewe. Dis een van God se Hebreëse name. Dit beteken God almagtig. Kan jy agterkom? En wie kon agterkom dat in jou menswees is jy beperk? Wie het al by 'n plek gekom en sê, Here, ek kan nie meer nie. Wie was al daar? Die beste plek wat jy ooit kon kom. Is nie lekker om daarby uit te kom nie. Maar dis wanneer ons aan die einde kom, dis wanneer El Shaddai inkom en sê, maar by God is alle dinge moontlik. En ek wil vanoggend vir jou herinner, dis die God wat ons aanbid. Ons moet in geloof na hom toe gaan. Geloof het hoop. Geloof het 'n verwagting. Jy gaan na God toe met 'n verwagting. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, dis wat geloof doen. Dit gaan na God toe, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Kan julle sien dat hier's 'n voorwaarde voor die beloning? Sien julle dit raak? Lees julle die Bybel reg? Hy's 'n beloner van die wat hom soek. So die wat hom nie soek nie, gaan hulle die beloning ontvang? Nee, die wat God soek, vind die beloning. En hoe lyk daai soeke na God? En ek wil vandag net so 'n bietjie stil staan rondom daai soeke na God, en ons gaan net na 'n verhaal of twee kyk in die Bybel, na 'n voorbeeld van iemand wat God net gesoek het, en hoe God se planne verander het. Weet julle dat God se planne kan verander? Weet julle dat God se gedagtes kan verander?
Nou God self, en ek wil dit vasmaak, God self is konstant. Daar's niks meer konstant, niemand meer konstant as God self nie. Hy is nie die eendag, hy word nie deur emosies gedrewe nie. Maar hy kan, God can change his mind. Ek dink is amper genoeg gesê vanoggend. God kan sy gedagtes verander. En God se gedagtes word beïnvloed. God se keuses word beïnvloed. Nou ons is geskape na die beeld van God, na sy gelykenis. So God maak ook besluite, soos ek en jy besluite maak. Nou, eerstens Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Soos die ene sê, toe hy getroud is, het hy nie geweet, hy gaan 3 vir die prys van 1 kry nie, want sy vrou het 3 verskillende persoonlikhede. Hang af wat se tyd van die maand dit is. Okay? Nou, ek dink al ons mense, hang af wat die omstandighede is, dan verander ons sommer. Weet, hang af tussen wie is, jou persoonlikheid en jou spraak verander sommer, hang af net onder wie se invloed jy is. Ons is nie altyd konstant in wie ons is nie, amen. Hier by die kerk is jy nie noodwendig dieselfde as wat jy môre by die werk gaan wees nie. Eina? Nie amen nie. Ons word beïnvloed. Okay? En ons verander in ons menswees en ons is ongelukkig so vasgevang in ons omstandighede dat ons omstandighede dikteer ons optrede. Amen. Maar Christus Jesus is dieselfde. Jesus Christus is gister, vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Dis waar jou sekerheid lê, dis waar jou rots is, waarop jy kan staan en gebou bly. Hy gaan nie verander weens omstandighede in die wêreldomstandighede nie. Hy bly Christus, hy bly konstant. Dis die God wat ons aanbid, maar sy besluite kan verander. Dis die realiteit waarna ons moet kyk, want God het raadsbesluite wat hy neem. Nou ek weet nie, hoe lyk hierdie raad van God nie? Want as jy sê jy het 'n raadsbesluit, beteken dit, ek het nie net die besluit by myself gemaak nie, 'n raad het gesit en ons het saam gesit en saam besluit oor die volgende. Dis wat 'n raadsbesluit beteken, sal julle saam my stem? Julle weet dat God het 'n raad. En hy neem raadsbesluite. Hoor wat sê in Amos 3 vers 7. Hy sê, want die Here doen niks tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie. So God het 'n raad wat sit. Nou, ek weet nie of die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie, ek weet nie of dit, wie is die raad, en hoe die raad lyk nie, maar God maak besluite. En sy besluite kan verander. Of nie. Sien, soms dink mense dat wanneer ek gelowig word, dan word ek 'n puppet on 'n string. En God beheer alles wat ek doen. Is dit die waarheid? Nee, dis die teendeel. God kom maak jou vry, kom knip die toutjies waarmee Satan jou gedikteer het deur sonde, slawerny. En hy kom gee jou vryheid. En dis ook op die woord sê, waar die Gees van God is, daar is vryheid. En daardie vryheid kan gevaarlik wees, want daar's min dinge so gevaarlik soos vryheid. Maar hier is die ding, iemand wat in gevangenis is, iemand wat in slawerny is, kan nie verander word nie, want hulle is vasgevang. In slawerny is dit moeilik, jy beperk, so jy kan nie verander nie, maar in vryheid is daar die geleentheid om te verander. En dis hoekom die Gees van God ons vry maak, sodat ek en jy kan verander om meer soos Jesus te wees. En ons het nodig om in 'n konstante staat van transformasie te funksioneer. Want ek weet nie wie van julle het op daai plek gekom dat jou geloof het nou die ultimate bereik nie. Jy het nou daai plek gearriveer en ek is nou die heilige en ek is nou, weet jy het amper die kring so oor jou kop, so die heile oor jou kop en ek het nou gearriveer, so ek is nou reg. Wie van julle is daar? Wie's naby aan dit? Nee, ons is konstant besig
om te transformeer. Ons is konstant, we are all a work in progress. Die Heilige Gees is daagliks besig met ons. Hy's daagliks besig soos daai pottebakker met die klei, wat hy net besig is om te vorm. Hy's besig om ons te vorm dag na dag, maar om ons te vorm om meer soos Jesus te wees, na die gelykvormigheid aan die beeld van sy Seun. Van heerlikheid tot heerlikheid is hy besig met my en jou om ons te verander. Maar God is besig in sy raadsbesluite, en ek wil jou gaan verwys in 'n storie wat ons kan sien, en hierdie is een van die stories. Daar's menigte stories wat ek vir jou dit kan bevestig, dat God sy besluit kan verander. Sy besluit oor jou en my kan hy verander. Wie van julle het al 'n profetiese woord oor jou lewe gekry? Ek het al hordes profetiese woorde in my lewe gekry. Van hulle het al waar geword, van hulle het nog nie waar geword nie. Maar is 'n profetiese woord, ek wil Engelse term gebruik, is dit set in stone? Of is dit voorwaardelik? Elke profetiese woord wat God spreek, is voorwaardelik. Dalk voel party mense nie, hulle is 'n puppet on 'n string nie, maar dalk voel party mense, maar God is now to my command. Van ek vra en God moet. Soms sien ek dit. Ja, maar God moet. Ek het al mense gehad wat ons by die kerk oor omstandighede, ja, maar die kerk moet. Toe sê ek, meneer, maar jy mis die punt. Waar staan dit ons moet? Die volgende. Ja, maar ek het nou gebid. Ek het dan in die naam van Jesus gebid. Dan moet God mos. Wees versigtig. God is ook nie ons puppet op 'n string nie. Ons moet versigtig wees dat ons nie dink dat ons gebede God se bevele is nie. Jy sien, wat doen vryheid? Vryheid gee vir die geleentheid om gehoorsaam te wees. God gee ons die vryheid en hy kom koop ons vry van sonde, slawerny, om te sê, nou is jy vrygekoop, want jy's duur gekoop deur die bloed van die lam. So jy het nou die vryheid, sodat jy kan transformeer, jy het nou die vryheid, sodat jy my wil kan soek en my wil kan doen, want wie behaag God? Die wat hom gaan soek. Hoe soek jy God? Jy soek sy wil, jy soek sy aangesig. So kom ek vat jou na baie interessante gedeelte in 2 Konings, hoofstuk 18, en ek wil praat oor hierdie man met die naam van Hiskia. Is een van die afstammelinge van Dawid natuurlik, wat koning geword het. Nou, hy was koning van Juda gewees. Nou, Israel was eintlik in 2 gedeel tot op 'n stadium, waar daar 2 koninkryke was. Dis die koninkryk van Israel en die koninkryk van Juda, en later het dit saamgesmelt. Ek wil nou nie in daai tegnies so goed ingaan nie, maar hy was koning van Juda gewees, en hy was 'n goeie koning gewees. Daar was min goeie konings. As jy die konings gaan bestudeer in die Bybel, is daar bitter min konings wat 'n goeie einde gehad het. Van hulle het baie goed begin, maar nie goed geëindig nie, want jy sien, dit was eintlik nooit God se wil dat die volk konings moes gehad het nie. Hy wil oor hulle geregeer het, maar hulle het gevra vir 'n koning. So hierdie Hiskia, hoor hoe beskryf die woord om in 2 Konings 18 vers 3. Jy kan sy verhaal gaan lees vanaf 2 Konings 16. Ons gaan so 'n bietjie kyk net na 1 of 2 punte in sy lewe. Hy sê hy het gedoen, dis nou Hiskia, hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Dawid gedoen het. Hy het die hoogtes afgeskaf en die klippilare verbreek en die heilige boomstamme omgekap en die koperslang wat Moses gemaak het stikkend gestamp, omdat die kinders van Israel tot op die dag daarvoor offerrook laat opgaan het, en hy het dit Neutsan genoem. Nou wat het hierdie koning, die heel eerste ding toe hy in bewind kom, nou hy was 25 jaar oud toe hy in bewind gekom het. Die heel eerste ding wat hy doen is hy gaan breek al die afgodsaltare af. Dit wat die volk se fokus van God afgehaal het, want dis wat 'n afgod doen. Dit kom steel jou fokus. Afgod in ons tyd, in ons terme is nie noodwendig 'n pilaar of 'n beeld waarvoor ons buig nie. 'n Afgod is iets wat jou fokus van God kom steel. Jy sien, wie is die outeur van afgode reg deur die Bybel? Niemand anders as Satan self nie. Want hy het in die mens se begeerte gesit om te sê, seeing is believing. Jy moet dit sien voor jy daarvoor kan buig. Want God is onsienlik. En dis wat hy die mens mee
eintlik gebrainwash het, kan jy sê, om te sê, maar jy kan mos nie iets glo as jy dit nie kan sien nie. Want God was ver van die mens af, as gevolg van die sondeval. En die mense het heeltyd hierdie afgode begin aanbid, maar die eerste ding wat hierdie koning in sy geregtigheid gedoen het, hy sê, ek breek hierdie afgode af, dit wat tussen jou en God staan, dit wat die fokus kom steel het, dit wat God se aanbidding kom steel het, want hulle het hulle tyd uitgekoop om voor hierdie beelde te gaan buig. Maar ek en jy moet verstaan en ons moet versigtig wees, daar's dinge in ons lewe wat ons aanbidding kom steel. Mense sukkel om in die kerk te kom. Weet julle, daar was 'n uur van gebed, wat die patroon was. In die Nuwe Testament gaan lees jy dit, wat amper daagliks was, wat hulle 'n uur opgegaan het, daar was 'n uur wat hulle uitgekoop het om te gaan bid in die tempel. 'n Lewe toegewy aan God, 'n lewe van aanbidding. Maar ons is so besig met soveel goed, dat ek hoop ek kan iewers vir God in hierdie week 3 liedjies of 4 liedjies uitkoop om hom te aanbid. Dis die wêreld wat ons in leef vandag, as ons moet eerlik wees. Ons het soveel goed wat ons fokus kom steel. Maar hierdie koning breek dit af. Hy sê, God is prioriteit, sy aanbidding is prioriteit. Hy het op die Here, die God van Israel, hy verduidelik verder wie hierdie Hizkia was. Hy het op die Here, die God van Israel vertrou, sodat onder al die konings van Juda na hom en die wat voor hom gewees het, niemand soos hy was nie. Dis 'n goeie CV hierdie vir 'n koning. Ja, hy het die Here aangehang, sonder om van hom af te wyk, en sy gebooie onderhou wat die Here Moses beveel het. Die Here was met hom, maar hy het ook heen uit, waar hy ook heen uittrek, was hy voorspoedig, en hy het in opstand gekom teen die koning van Assirië, en hom nie gedien nie. Nou die koning van Assirië het op hierdie stadium Israel oorgeneem. En hy het Juda probeer oorneem, en dit is waar die verhaal is van Hizkia, waar hierdie koning van Assirië ook Juda wil oorneem en oorvat, en hulle wil regeer. Maar hierdie Hizkia het gesê, ek weier, ek vertrou God. So, dis 'n interessante verhaal, jy kan dit gaan lees oor die oorlog, en hoe hierdie koning net kom en hom kom dreig, en hierdie koning van Assirië, het soveel van die ander lande het hy verower, het hy soveel oorloë gewen, hy was iemand om te vrees. Hy het selfs Israel oorwin op daai stadium. Maar hierdie Hizkia sê nee, ek vertrou op God. Op 'n stadium stuur hierdie koning Assirië na Hizkia se manskappe toe te sê, weet hulle met hierdie boodskap kom deurgee, en sê julle moenie na Hizkia luister nie, want hy's besig om julle te manipuleer, hy's dom, want hy sê vir julle dat julle op God moet vertrou. Hoe kan julle op God vertrou? Wie is hierdie God wat julle gaan red van my hand? Dit is hierdie koning stuur eintlik om te gaan spot met die God van Hizkia. Hy sê, julle moenie vir Hizkia luister nie. Hierdie man wat op God vertrou, moenie dwaas wees as hy vir julle sê, vertrou God, God gaan ons red nie, want ek is magtig, kyk hoeveel lande het ek verower het, en hierdie koning van Assirië het hom so probeer domineer, en voor die manskappe dat Hizkia se manne wil in Posarium hulle stil maak, en sê, julle moenie so hard praat nie, want hulle was bang vir die manne wat op die mure was, dat hulle beïnvloed sal word deur hierdie ouens se woorde. Maar dank die Here vir 'n leier soos Hizkia om te sê, ons vertrou op God. Stadium met Assirië se koning vir Hizkia dan 'n brief gestuur, om te vertel wat hy gaan maak met hulle, as hy nie wil ingee en oorgee, en onder hulle heerskappy wil inkom nie. En Hizkia, en ek sit myself in sy skoene, en ek dink, wow, hoe moes hy hierdie saak gehanteer het? Hoe uitdagend was hierdie saak? Want almal om hom val onder die koning van Assirië, en Hizkia is die enigste een wat sê, ek vertrou op God. Hy gaan nie ingee nie, hy gaan nie oorgee nie. En hierdie koning van Assirië, eintlik half genadig, sê, hoor jy, ek het jou vir jou boodskap gestuur, maar nou stuur ek vir jou brief, om dit te bevestig, dat ek gaan julle oorneem. En soms kom ek in jou baie plek, wat alles om ons net so skeef loop. Alles om ons net verkeerd gaan, en jy sien die wêreld net platval rondom jou. En dan kry jy ook dalk daai aanmaning, daai brief, fondse is agter. Dis nie, ek sien julle kyk, maar dit is nie by julle gebeur dit nie, hierdie goed nie. Of hierdie bedreiging, of hierdie dit, of hierdie daai. Hier ontvang Hizkia bedreiging. So ons gaan jou oorvat. Ons gaan alles vat wat jy het.
Kan ek volgende net vir jou sê, Jesus sê vir ons een ding, hy sê hulle kan alles van jou vat, hulle kan tot jou lewe van jou vat, maar vrees die een wat in staat is om te bepaal of jy in die ewige hemel of hel gaan beland. Dis die enigste ene wat jy en ek moet vrees. Want wat kan hulle nou regtig van jou vat? Hy sê dit is nie eers erg dat hulle jou lewe van jou vat nie. Want dan is shortcut home. Sê ek jy moet versigtig wees dat ons so vasgevang is, want hy sê 'n ryk man sal beswaarlik in die koninkryk ingaan. En hy praat van die konteks van 'n ryk man wat so ge-attached is aan sy besittings. Jy is nie jou besittings nie. En jou besittings besit jou nie. Jy besit jou besittings. Mag ons oorvloed hê, versekerheid gekom vir ons lewe in oorvloed, maar jou oorvloed moet nie bepaal wie jy is nie. Daar's een wat sê wie jy is. En dis 'n God wat jou ewigheid bepaal. Die een wat jou gered het deur sy genade, sonder wie jy en ek niks of niemand sal wees nie. Maar hier is die ding. Iets wat ons kan leer uit Hiskia se lewe. Wat doen hy toe hy hierdie brief ontvang? Wat doen jy met slegte nuus? Wat doen jy met daai diagnose wat sleg uitgekom het? Wat doen ek en jy? Hy kon op sak en as gaan sit het. Hy kon dalk net oorgegee het en sê, ek gee nou boedel oor. Ek weet nie meer wat se kant toe nie. Ek weet nie, hoe gaan ons hierdie doen nie? Dis onmoontlik. Ons kan nie, hierdie koning en sy leermagte is baie groter as wat my leermagte is. Hoe gaan ons dit doen? Maar nee, hoor wat doen Hiskia. Hy sê, en toe Hiskia die brief uit die hand van die boodskappers ontvang en dit gelees het hy nie paniekerig begin raak nie. Wat het hy gedoen? Hoeveel keer het ons nie paniekerig begin raak nie? Daai rekening, daai kind. Nee, hy sê hy het opgegaan na die huis van die Here. Een paar van julle het 'n paar briewe wat julle na die huis van die Here toe moet bring. Nie dat die huis van die Here dit gaan betaal nie, asseblief nie. Inteendeel. Hy het opgegaan na die huis van die Here en Hiskia het dit voor die aangesig van die Here uitgesprei. Anderlaas het jy daai rekeninge, of daai brief, of daai WhatsApp, of daai boodskap, wat jou paniekerig wil maak, en senuweeagtig en jou wil bedreig, net voor die Here gaan lê en sê, Here, ek kom sprei dit voor die aangesig, want die is die God, op wie ek vertrou. Maar nee, ons maak vinnig, Here, ek wil hierdie plannetjie maak, en daai plannetjie maak, en die bankbestuurder gaan sien, Here, ek wil hierdie, en kort voor lank, ek weet nie of julle al gesien het nie, maar as hulle sien, daar's 'n bietjie tekort in jou rekening, dan kry jy baie vinnig hierdie ouens wat hierdie leningsaanbiedings maak. Iemand moet vir hulle vertel. Hallo? Dat jy het iewers 'n tekort. Hier's 'n quick fix. Gou 'n paar randjies. Jy kan baie vinnig R150,000 leen. En dit klink na 'n vinnige oplossing, maar dis net slawerny wat vir jou wag. Because the borrower is slave to the lender. Hierdie wêreld het vir ons vinnige quick fixe. Hoor, hier is jou iets. Hier is jy vat bietjie iets, dan gaan jy beter voel. Gaan jy vergeet van al hierdie probleme. Nee. Hiskia, wat doen hy? Hy hardloop nie weg nie, hy gaan nie in paniek nie, hy sê nie, wat gaan ek maak? Nee, hy gaan waar hy weet sy oplossing is, hy gaan waar hy weet sy deurbraak is, hy gaan na die bron van sy voorsiening, hy gaan na die bron van sy krag, hy gaan na die bron van sy koningskap, hy gaan na die bron van sy lewe en sê, Here, hier is 'n bedreiging teen my koningskap, hier is 'n bedreiging teen die land, Here, ek kom lê hierdie brief voor u neer, en ek wil vanoggend jou uitdaag, jy het weer nodig om voor God jou dinge te gaan neerlê en sê, Here, ek kan nie hierdie op my doen nie, ek het u nodig, u moet vir my deurkom, Here, hier is die brief wat my bedreiging is, paar van julle het nodig om jou begroting voor die Here te gaan neerlê. Ek het dit gedoen. Toe ek hierdie lees, te sê ek, Here, hoeveel keer het ons probeer plannetjies maak?
Ek vertrou die Here. Daar's 'n paar dinge wat ons moet vertrou, die Here voor vertrou vir hierdie gemeente. Daar's dinge wat moet gebeur, dinge wat reg moet kom, 'n rekening om te betaal, wat nie betaal kan word nie. En al wat ek doen is, ek gaan skryf dit uit. Ek het daai brief voor die Here gaan so neersit en sê, Here, hier is dit. Ek vertrou U. En soos ek skryf, sê die Heilige Gees my, maar jy moenie beperk nie, want jy moet vorentoe dink. Ek sê, Here, okay, hierdie is net eerste fase. Ons het dienste wat opkom, daar's 'n begroting vir dienste wat opkom. Ek moet die Here vertrou, maar ek wil vanoggend vir jou vra, gemeente, ek wil nie alleen die Here vertrou nie, ons moet die Here vertrou vir die toekoms van hierdie gemeente. Ons moet die Here vertrou vir die werk wat gedoen moet word en nog gaan gebeur. Ons moet die Here vertrou vir dit wat kom in die jaar 2026, maar ons het nodig om daardie brief te gaan oopmaak en sê, Here, ons gaan nie weer ons eie plannetjies maak nie. Ons gaan nie weer iemand anders te sien afhanklik van mense wees nie. Ons gaan voor U kom, Here, en ek gaan die brief oopmaak en sê, Here, hier lê ek die brief voor U neer. Hier is die bedreiging, hier is hierdie rekening, hier is hierdie mediese rekeninge, Here. Ek lê dit voor U neer. Vader, U is die God wat voorsien. U is Elohim, die skepper God, Jehovah Jireh, die God wat sal voorsien. Toe Isak vir Abraham vra, maar waar is die lam, toe sy God sal voorsien? Jehovah Jireh. Hy het geweet om op God te vertrou. En weet jy wat, God het geantwoord en gesê, moenie jy bekommerd wees nie. Ek sal deel met die koning van Assirië. En die koning van Assirië, weet julle wat het gebeur? Hizkia het nie eens 'n vinger verroer of enigiemand van sy manskappe nie. God het in sy gedagtes begin werk. En hy en van die ander konings het met mekaar begin veg. Moet jy nie steur in die vyand nie. God gaan deel met jou vyand. En miskien kom ek sê beter, God het al reeds gedeel met jou vyand. Dat die koning van Assirië self gevlug het en hy het sy lewe verloor, want hy het die God van Hizkia gespot. Hou vas. God gaan deurkom. Hierdie man se lewe is 'n inspirasie, maar tog en wie hy is en wat hy doen, nou hy daar geen koning voor hom was en naam was nie, gebeur die lewe nog steeds met Hizkia. En ek wil volgende weer sê, soms wanneer dinge met ons gebeur, kan ons vinnig wonder, dinge nie regloop nie, en of ons hierdie bedreigings beleef, of 'n siekte toestand beleef, kan ons baie vinnig vra, Here, wat het ek verkeerd gedoen? Hoekom straf jy my? Wie van julle was al daar? Jy begin sonde bely wat jy dink, jy weet nie of jy dit gedoen het of al gedoen het nie, want Here, ek weet nie wat gaan nie aan nie. En selfs hierdie koning Hizkia kom op 'n plek in sy lewe, wat hy sê in 2 Konings 20 vers 1, hy sê in die dae het Hizkia dodelik siek geword. Hierdie man van God, hierdie koning van integriteit, hierdie man wat op God vertrou het, wat nie ingegee het vir die vyand nie, beleef ook 'n uitdaging in sy lewe en hy word dodelik siek. En Jesaja, natuurlik in die boek van 2 Konings is die profeet Jesaja betrokke in die tyd gewees. As jy die boek van Jesaja gaan lees, gaan jy ook Hizkia se verhaal gaan lees in sy boek. Hy sê die koning in die dae van Hizkia het hy dodelik siek geword. En Jesaja, die seun van Amos, die profeet, het by hom gekom en vir hom gesê, so spreek die Here, gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie. Sjoe. Ek dink een van ons sal opgewonde wees as die profeet hierdie boodskap vir ons bring, want nou God sê, ek doen niks, en ek so niks van my raadsbesluite, voor ek dit nie bekend gemaak het. Aan my knegte die profete nie, en hier stuur die Here vir Jesaja, en hierdie Hizkia, natuurlik, wie is Hizkia? Hy is die man wat op God vertrou. Hy kry die berig van God self, Hizkia, jy moet jou mense voorberei, jy gaan sterf. Nou, ek het probeer uitwerk, weet, dus hy was vir 29 jaar in bewind. So hy was omtrent nie by sy 40's gewees, want hy 25 het hy koning begin word, waar hy die siekte toestand gebeur het. En hy weet hy gaan sterf, maar weet jy wat? Hy aanvaar nie dit as sy lot nie. Toe draai hy sy gesig na die muur. En hy het gebid tot die Here en gesê,
Ag Here, dink tog daaraan, dat ek voor U aangesig in trou en met 'n volkome hart gewandel het, en gedoen het wat goed is in U oë, en Hizkia het bitterlik geween. En Jesaja het die middelste voorhof nog nie uitgegaan nie, of die woord van die Here het tot hom gekom en gesê, God changed his mind. God verander sy gedagtes oor Hizkia. Die profeet het nog nie die huis verlaat nie. En wat gebeur in Jesaja in die middelhoof tog uitgegaan nie, of die woord van die Here tot hom gekom en gesê, draai om en sê vir Hizkia, die vors van my volk, so spreek die Here, die God van jou vader Dawid. Ek het jou gebed gehoor, ek het jou trane gesien, kyk, ek sal jou gesond maak, op die 3de dag sal jy opgaan na die huis van die Here, en ek sal 15 jaar by jou daar byvoeg. Dis, ek meen, van julle se kinders is nog nie eens 15 nie. 15 jaar by jou lewe byvoeg, en hierdie stad in die hand van die koning van Assirië red, en ook hierdie stad beskik, ter wille van my en my knegt Dawid. Aan wie dink God hier? Nie net aan Hizkia nie, maar hy dink aan Dawid, 'n man na sy hart. God dink aan die beloftes aan Dawid, dat op jou troon sal ewig bly staan, jou nageslag sal vir altyd koning. Dis God se beloftes. En nie wil ek vanoggend vir jou kom raad gee. Moenie opgee nie. Moenie jou lot verander nie. Ag, net aanvaar nie. God kan sy raadsbesluite verander oor jou. God kan sy raadsbesluite oor die omstandighede verander. Hoor wat doen God? Nie net genees hom nie, want Hizkia is half in twyfel. Hy sê, goed, Here, maar ek het nou eers hierdie boodskap gehoor, nou kry ek die volgende boodskap. Wat is die teken wat U vir my sal gee, dat U my sal red? Kyk nou net hierna. Dis eintlik oorweldigend om te besef wat hier gebeur het. Here, wat is die teken? Hoor die teken dat God hom gaan genees en hom gaan red van hierdie koning. Hy sê, en hy gee hom die keuse. Hy sê, Jesaja 20 vers 11, hy sê, Jesaja die profeet het die Here aangeroep, en hy het die skaduwee op die grade, waarlangs dit op die grade van Agas, se sonnewyser gedaal het, laat teruggaan 10 grade agteruit. God gee hom die keuse, hy sê, jy het die keuse, moet die grade vooruit gaan, of moet die grade agteruit gaan? Hy sê nie, vooruit is makliker, ek weet nie hoekom hy gedink is makliker nie, maar agteruit is moeiliker, so die grade moet agteruit gaan, 10 grade. Op die sonnewyser. Dis hoe hulle die tyd bepaal het van die dag. Ek het 'n prentjie daar van die sonnewyser, ek kan nooit opsit die volgende neem. Dis hoe die sonnewyser lyk. Nou dink jy aan, vir die sonnewyser om te moes skuif, wat moes gebeur? Hierdie planeet van ons, want nou, dis hoekom hy sê, is makliker, as hy vorentoe moes gaan, kon God hom net so 'n bietjie vinniger gespin het. Sê nee, ek wil hê alles moet tot stilstand kom. En teruggaan. Net so 'n bietjie net vir interessantheidsonderhalwe, die omtrek van die aardbol is 6371 km. Die gewig van die aardbol, jy kan self probeer daai sommetjie maak. Ek dink is 25 nulle kilogram. Okay, dis die gewig wat God sê, soek jy 'n teken? Hizkia, dat ek jou gaan gesond maak, wat wil jy? Moet ek die sonnewyser vorentoe agtertoe? Nee, Here, ek dink is bietjie moeiliker agtertoe, sal laat hom agtertoe gaan. Okay, stop. Draai 'n bietjie terug. Okay, verstaan jy? Ek is met jou. Dis wat hier gebeur het. Nou, ek weet nie ver dit waar is nie, maar hulle sê NASA het iewers uitgeontdek, hulle was iewers 'n missing tyd. En dit het opgelyn presies met wat hierdie tyd is. Saam met nog 'n tyd wat God mos die son laat stil staan net met die geveg wat hulle gevoer het. Onthou julle dit God die son stil. Die God wat ek en jou aanbid, kerk, as hy die aardbol kan laat stil staan en terugdraai, wat is jou uitdagings vir hom? En ons beperk hom in ons ou wêreldjie
Dis Here, ek weet nie of U kan nie, ek weet nie of U gaan nie. Ek wil vir jou sê, God kan en God gaan. Jy moet net leer om op Hom te vertrou. Moenie opgee nie, soek sy aangesig, want hy beloon die wat hom soek. In geloof om te sê, dat U is die God wat die aardbol kan laat stilstaan en terugdraai. Dis die God van die skeel wat ek en jy vandag aanbid het. Dis die God na wie se woord ons luister. Dis die God wat in staat is om binne oomblikke jou omstandighede te verander. En sommer 15 jaar buite sit, ek het my skoonma, hoe lank terug gesit het ek maar 20 jaar bygesit het. Ek weet nie of ek al spyt is oor nie, maar nee, grap. Ek het glad nie spyt daaroor nie. Want sy wil dood gegaan het, want sy wil ek verstaan sy wil huis toe gaan. Sê ek, maar daar's nog werk om te doen. Daar's seker nog 20 jaar by. Nou ek weet nie, dit ons het uitgewerk 90 something, so dis moet nou maar so wees. Maar ja, is die ding. Ons tyd is nie in ons hande, dit was net 'n grap, maar as dit gebeur dan gebeur dit nou. Maar God is almagtig. Jesaja 6:62 vers 6. Hoe mooi is dit? En ek kom gee vir jou vanoggend 'n bietjie geloofsraad. Wil julle geloofsraad hê? Vir genesing en vir daai bedreigings. Jesaja 62 vers 6, O Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit, wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. Wat sê hulle? Wat praat hulle? Hulle bly nie stil nie. Julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Wat het Hiskia gedoen? Hy het sy aangesig na die muur gedraai en sê, Here, was dit te vergeefs? Hy is 'n waarmaker van die woord. Hy beloon die wat in geregtigheid lewe. En hy het God herinner aan sy beloftes. Hy het God herinner aan sy lewe. Hy het God herinner wie hy was en wat hy gedoen het vir God, wat hy al hierdie afgode afgebreek het. Hy het God herinner en God het gereageer op dit. Wanneer laas het jy die Here herinner? Here, ek herinner aan hierdie belofte oor my lewe. Wanneer dinge dalk net te veel raak. Weet jy wat, alwaarop jy kan staat maak is die beloftes van God. Want hy het soveel beloftes in ons lewe. Hoor dit sê 2 Korintiërs 1 vers 20, gelees in die Amplified vertaling. Hy sê, for as many are the promises of God. Hierdie woord is vol beloftes. As many are the promises of God, in Christ they are all answered yes. So through Him we say our amen to the glory of God. Wat kan jy doen, Here? Ek verstaan hierdie uitdagings is groot. Maar Here, ek wil U kom herinner. Here, ek is getrou. My commitment daar by die kerk, Here, my commitment met my werk, my manier van lewe, my manier hoe ek U uitstraal, my manier wat ek reageer op U roepstem, Here, my lewe wat ek aan U gewy het. Here, mag jy God herinner aan dit? Wel, dit het vir Hiskia gewerk. God het gereageer, God se gedagtes het verander. Toe Hiskia hom kom herinner. En dalk moet jy God net bietjie herinner soms. En dit is nie dat God vergeet nie, maar hy wil hê dat ek en jy moet bewus wees van wat hy in ons lewe gedoen het. Dalk sit jy vanoggend hier en dalk dink jy, maar jong, as ek die Here moet herinner aan my verlede, gaan dit dalk nie so goeie uitwerking wees nie. Want ek het nie Hiskia se verlede nie. Soos God moet onthou wie ek was. Die van julle, ek het al 'n paar van ons gemeentelede gesê, pastoor, jy kan bly, jy het ons nie geken voor ons kerkmense geword het nie. Sê ek dank die Here ook, ek het jou nie geken voordat jy kerkmens geword het nie. Want daar was 'n BC lewe voor Jesus, né? Toe het ons bietjie anders te gelyk. Ons lyk nou beter na Christus. Maar wat as, ek kan ons dan nie die Here herinner aan, soos Hiskia, Here maar onthou, want jy wil eerder die Here met 'n paar goed vergeet. Ek het jy goeie nuus. Hy vergeet. Hoor wat sê hy? Hebreërs 8 vers 12, en dis 2 keer wat dit herhaal in die boek van Hebreërs. Hy sê, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. Wat wil ek vanoggend vir jou daardeur sê? Moenie bevrees wees dat daardie verlede jou gaan inhaal nie.
God kies om te vergeet van 'n slegte verlede. Maar in Hiskia se verhaal sien ons dat God kies om te onthou. Maar weet jy wat, ek en jy, wat 'n lewe in Christus het, is in 'n ander plek, in 'n ander dimensie as wat Hiskia was. Ons is in 'n soveel beter dimensie. Van wanneer hierdie uitdagings kom en wanneer ons selfs in onsself teleurgestel is. Wie van julle was in julleself al teleurgestel? Sê, ek kan nie glo ek het alweer dit gedoen nie. Here, ek kan nie glo, weet, ons is mens, ons sondig soms. Of is die ander kerk se mense, is nie julle nie. En ek wil vir volgens sê, ons sondig nie uit moedswil nie, ons sondig uit swakheid. Hallo? Maar weet jy wat? Wanneer ek besef en ek in daai skuldgevoel gedompel is, hoef ek nie in 'n treurmare in te gaan, gearme ek en geshame en ja, mense het berou. Maar ek gaan voor die Vader. En weet jy wat doen ek? Ek draai my aangesig na hom en ek sê, Vader, ek herinner U aan die seun aan die kruis. Ek herinner U aan deurboorde hande en voete en bloed wat gevloei het vir hierdie oortredinge van my. En selfs van my oortreders ook. Here, ek herinner myself dat Jesus vir hulle ook gesterf het. Hiskia het God herinner. Ek en jy kan God herinner. Maar weet jy, die beste is om hom te herinner aan wat sy seun vir ons gedoen het. Herinner hom aan die kruis van sy seun en sê, Vader, dankie vir die kruis van Jesus. En Here, dankie vir elke belofte waaraan ek U kan herinner. Ek gaan nie stil bly tot ek die beloftes in vervulling sien kom nie, want daar's soveel beloftes in Christus Jesus. Beloftes van vryheid, beloftes van oorwinning, beloftes van geregtigheid. Ek meen, ek gaan jou lank besig as ek by al die beloftes moet uitkom. Een van die beloftes, 2 Korintiërs 5 vers 21, wat sê hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Dis 'n belofte. Johannes 1 vers 12, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Dis 'n goeie herinnering om te sê, Vader, dankie dat ek U seun genoem kan word. Dankie dat ek U dogter genoem kan word, want daar was bloed wat vir my gevloei het. Vader, ek herinner in die bloed van U seun. Ek dank U dat U bloed spreek van genade. Ek dank U dat U van my sondes vergeet, want as ek my sondes bely, is hy getrou en regverdig om my te vergewe en my te reinig van alle ongeregtigheid. En dan ek en jy, ons dink mos kort weer daaroor, want ons word herinner deur ons vyand daaroor, maar ek het vir jou goeie nuus vanoggend, jou God vergeet daarvan, want hy dink nooit weer aan jou ongeregtigheid nie. En hy gaan jou nie hanteer volgens jou ongeregtigheid nie, hy hanteer my en hanteer jou volgens die werk wat volbring is aan die kruishout van Golgotha, en hy wil vanoggend vir my en jou kom herinner, daar's 'n afgehandelde werk aan die kruishout van Golgotha. Hy het gekom sodat jy lewe in oorvloed kan hê. Die dief het gekom om te slag en te steel en te verwoes, maar daai dief is uitgeklee. Hy's getriomfeer, hy het oor hom oorwin, daardie vyand wat jou heeltyd wil bedreig, daardie vyand wat hierdie briewe voor jou wil kom neersit om te sê, kyk, wat gaan ek doen in jou lewe, kyk hoe gaan ek jou bedreig, maar jy moet voor jou God gaan staan en vir hom sê, Here, hier is die bedreigings, ek vertrou op U, want daar is bloed wat gevloei het. Jesus het vir my arm geword sodat ek ryk kan word. Hy was vir my gebreek sodat ek heel kan word. Hy het sonde vir my geword dat ek die geregtigheid kan word. Hy het siek vir my geword sodat ek gesond kan word. Dis die beloftes van God in Christus Jesus. En soos Hiskia met ek en jy kom en sê, Here, ons draai ons aangesig na U toe in geloof, want ons weet, U gaan die gedagtes verander, U gaan die besluite verander, U raadsbesluite is regverdige raadsbesluite, en ek dank die Here dat ons besluit, U besluit gebaseer op dit wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. Vanoggend leef ek en jy in daardie oorwinning en daardie vryheid. En daarom is dit vir ons so voorreg om deel te hê aan 'n maaltyd wat ons herinner aan wat Jesus vir ons gedoen het. Dis hoekom Jesus dit vir ons ingestel het. Want ons is so besig. Ons jaag van bakboord na stuurboord. Ek is besig met die boek van Prediker en hy herinner ons net weer, dis 'n gejaag na niks. Die diens moet net betyds klaar kry vanoggend. So net betyds begin. As jy nie tyd heers nie, gaan tyd jou heers en dan word hy afgod in jou lewe.
Kry jou prioriteite reg. Wat is belangrik? Om Here jou God te soek. In geloof om te weet, hy is 'n beloner. Die Engelse vertaling is for those who diligently seek him. Hizkia het vir ons gewys in sy lewe, of al wat sy bedreiging is, wat sy siekte toestand is, hy gee nie op nie. Want hy weet wie sy God. Weet jy volgende wie is jou God? Hy is die God van Abraham, die God van Isak, en die God van Jakob. Hy is die God van Moses, wat 'n see oopgekloof het en sy volk droogsvoets laat deurstap het. Hy is die God wat water uit 'n klip laat loop het. Hy is die God wat manna voorsien het, elke môre vars vir sy kinders. Hy is die God wat sy beloftes in vervulling gebring het, toe hulle ingestap het deur die Jordaan, in die beloftes van God, en ek sien, ons staan voor die Jordaan, lank genoeg was dit 'n plek van net genoeg, lank genoeg was dit net manna, elke dag dieselfde, maar God sê, as jy my kan vertrou, my aangesig soek, hoor die woord van die Here vanoggend, jy staan voor jou Jordaan, en jy moet deur die Jordaan stap in geloof, God gaan selfs die Jordaan laat stil staan, sodat jy droogsvoets kan instap, in sy beloftes in, want sy beloftes is in Christus Jesus, ja en amen. Moenie 'n generasie wees wat getwyfel het nie, en God het sy raadsbesluit oor daai generasie verander en sê, julle sal nie my beloftes in besit neem nie, want julle twyfel in my vermoë. Daarom kan ek en jy in geloof met verwagting uitsien na dit wat God gaan doen. Ek sien uit na 2026. Die Here het net met my kom deel en ek sit altyd en sê, Here, wat is die tema vir 2026? En ons weet hierdie jaar was 'n jaar van herstel. En daar's 'n klomp goed wat ons kon sien in plek gebring het, en veral in verhoudings en dinge wat net in herstel gekom het. Maar volgende jaar is die jaar van geestelike ontwaking. 'n Spiritual awakening. Waar die geesmens weer gaan opstaan en mense weer reg deur die kerk opnuut gevul gaan wees, en nie net gevul gaan wees nie, maar fonteine gaan word wat oorloop van lewende waters. Dis die tema vir die week wanneer ons uitsien wat ons oor gaan bedien vir die nuwe jaar. Maar vanoggend wil ons onsself herinner aan wat Jesus vir ons gedoen het. Dis afgehandel. Dis jou vryheid wat jy vanoggend vier. Dis 'n feesmaal, dis nie 'n maal van bedroefheid nie. Dit is 'n maaltyd wat spreek van jou vryheid. 1 Korintiërs 11:23, hy sê, want die Here het ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker met die eter, die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Dalk net as dinge te veel raak. Kry vir jou 'n broodjie, en kry vir jou 'n rooi druiwesap, daar by die huis waar jy is. En onthou wat Jesus vir jou gedoen het. Want die werk wat hy gedoen het, het hy vir my en jou gedoen, sodat ons hierdie lewe van oorwinning en oorvloed kan beleef. Jesaja 53. Maar hy is ter wille van ons oortredinge, is hy deurboor. Jy hoef nie meer met skuldgevoel te leef nie. Jy kan vrykom van sondeslawerny. Jy kan vrykom van die alternatiewe van die wêreld wat hulle vir jou wil bied om beter te voel. Of om te vergeet. Jy vergeet nie, dit raak net erger as jy na die wêreldse alternatiewe toe gaan. Maar wanneer jy die brief vir God gaan oopmaak, is hy die God wat sê, my brief is geskryf en is verseël met die bloed van die perfekte lam. Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. En die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek wil vra dat jy vir jouself 'n stukkie broodjie kom haal en 'n kelkie sal kry, en ons gaan vir mekaar wag en saam die maaltyd gebruik, so julle is welkom om op te staan en vir elkeen net 'n stukkie brood en 'n kelkie te kry. Voor ons dit saam gebruik, wil ek herinner aan Jesaja 62 vers 6, die laaste gedeelte. So julle wat die Here herinner aan sy beloftes.
in die rus nie. Hierin is die beloftes van God. As jy vanoggend sit met 'n siekte toestand, daar's 'n belofte wat sê, deur sy wonde is daar vir jou genesing. En ek wil volgende vir jou vra, God gee ons toestemming om hom te herinner aan sy beloftes. Here, ek herinner U aan dit wat U seun vir my gedoen het, en in geloof, Here, dat ek deel in hierdie maaltyd. As jy dalk deur 'n uitdagende tyd finansiëel gaan, die woord sê hy het arm geword, sodat jy kan ryk word. Dis 'n belofte. Here, ek herinner myself, maar ek herinner U ook aan die werk wat U seun vir my gedoen het. Hy het vir my die vrede aangebring, want terwille van ons oortredinge, as jy dalk sit met skuldgevoel, dalk sit jy met verslawings, wat jy sukkel om jy klaar te maak, jou vryheid, hy het gekom vir jou vryheid, vir jou verlossing. Dis waaraan hierdie maaltyd ons herinner, maar jy kan vanoggend voor jy dit gebruik, net die Vader herinner, wat ook al jou behoefte is. Ek wil vir jou sê, elke behoefte, daar's 'n antwoord vir dit in Jesus Christus, in die werk wat aan die kruis gedoen het. So vir ons dit saam gebruik, net daar wees sit vir 'n oomblik, jy dalk net iets nodig, of dit 'n genesing is, of vryheid, finansiële deurbraak, sluit jou oë vir 'n oomblik en herinner die Vader aan die werk wat sy seun gedoen het, en sê, Vader, dankie, dat ek U kan herinner, dat Jesus die werk volbring het. Net daar wees, stap net vir 'n oomblik, praat met die Vader, soos Hiskia net sy aangesig gedraai het, sê, Here, maar kom herinner U, ek hou vas in die beloftes, sien sy beloftes oor jou lewe, sy gedagtes van voorspoed en nie teëspoed nie, van 'n hoopvolle toekoms. Vader, in Jesus herinner ons U, soos ons deel het aan hierdie maaltyd, Here, in hierdie broodjie in ons hand hou, wat die simbool is van sy gebroke liggaam. Jesus, was U gebreek sodat ons heel kan word. Was U gemartel sodat ons gesond kan word. Was U uitgeklee naak aan 'n kruis, arm sodat ons ryk kan word. Vader, ons herinner U aan hierdie beloftes. En Here, in ons geloof het ons deel in hierdie maaltyd. En kom ons na U toe, Vader, en die wete dat U is 'n beloner van die wat U soek. En ons kom soek U vir die deurbraak. Here, ons kom soek U vir die antwoord. Ons kom soek U vir ons genesing. Ons kom soek U vir die herstel van ons verhoudings. En Here, die antwoord lê in die gebroke liggaam van U seun. Vader, dankie. Here Jesus, dankie dat U bereid was om Uself te gee, om uit mekaar gebreek te word, sodat ons heel kan word. En ons verklaar dat ons glo in die werk wat volbring is aan die kruis, want U het uitgeroep, dit is volbring. En so vra ek, Vader, dat U dit sal seën in ons liggame, in Jesus naam. Amen. Kom ons gebruik dit saam. As ons kyk na die bloed, weet ons, daar's 'n belofte. As ons sê ons is onder die bloed, sê dat die bloed spreek van beter dinge as die bloed van Abel. Die bloed van Abel spreek van oordeel, maar die bloed van Jesus spreek van genade, vryheid. En hy sê dat sy bloed het gevloei tot vergifnis van ons sondes. En vir 'n oomblik net daar, wees sit, wil jy net die Vader herinner en net vir hom dankie sê vir sy genade oor jou nie. Dankie sê dat elke oortreding vergewe word, omdat jy glo in die bloed van die perfekte lam, wat gevloei het vir die sondes van hierdie wêreld. Dit sluit my en jou sonde in. Die bloed wat spreek van 'n skoon gedagte. Dis die belofte van die bloed van die lam. Soos jy dit vanoggend gebruik, aanvaar jy dat jy is onder die bloed van Jesus, wat sê dat jy is onder genade. Sonde sal nie meer heers oor jou nie. Van sy genade het jou kom vrymaak. En sy gees kom tel jou op tot 'n lewe van vryheid en oorwinning, sodat jy nie meer 'n slaaf van sonde sal wees nie, maar dat jy in die oorwinning en die deurbraak van Christus sal lewe. Vader, dankie vir hierdie bloed wat spreek. Dit spreek in ons lewe, Here, en ons herinner U, Vader,
aan die beloftes wat saam met hierdie bloed gaan. Die beloftes van genade en vryheid en oorwinning. Vryspraak, Here, heling. Dankie, Here Jesus, U wat die perfekte lam is, dat U U bloed laat vloei het, sodat ons in vryheid kan lewe. Here, help ons om nie hierdie vryheid te gebruik tot aanleiding van die vlees nie, maar dat ons hierdie vryheid sal gebruik om te lewe tot eer van U naam. Gedrewe deur die krag van die Gees. Kom seën dit in ons liggame, Vader. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. Kom ons gebruik dit saam. Wanneer jy daar weer staan, wanneer jy die hande opsteek en net die seën van die Here ontvang. Vader, onse Vader wat in die hemel is, groot en almagtig is U, onbeperk in U weë. U is almagtig, El Shaddai. En Vader, dankie dat U ons God is wat voorsien. En Here, ek seën sy elke persoon met die keur van U seën wat ryk maak. Ek seën elke persoon met U vrede, wat elke verstand te bowe gaan. Ek seën elkeen met die gemeenskap, met die Heilige Gees, om te leef in die bewustheid van U teenwoordigheid, in Jesus naam. Amen en amen. Mag jy 'n geseënde weekie vanaand bid uur, om 6:00, anders het ons lewe groepe, kom sluit aan op Woensdae aande, moenie uitmis nie, en ons hoop jy nooi iemand saam.